Hallo, vandag is dit my voorreg om jou te kan groet. Ek hoop dat jy 'n wonderlike dag sal hê. Dankie dat jy saam luister. Word vir 'n oomblik rustig daar waar jy is. Haal lekker diep asem. En ontspan jou lyf. Fokus op hierdie boodskap wat jy vandag gaan hoor. Hierdie week reis ons saam deur Bronnie Ware wat geskryf het oor 5 dinge waaroor mense berou het wanneer hulle sterf. Sy het vir jare lank in palliatiewe sorg gewerk en dikwels gehoor dit waaroor mense berou het op hulle sterfbed. Nou vandag gesels ons oor die 3de ding wat mense oor berou het, wat sy uitlig, en dit is waar mense sê, ek wens ek het die moed gehad om my gevoelens uit te spreek en nie terug te hou nie. Hoeveel keer het jy al daai knop in jou keel gevoel gehad waar jy net jou woorde wil uitspreek, maar jy sluk daai woorde terug. Dalk was jy kwaad, seer gemaak, opgewonde, bekommerd, maar iets in jou het gesê, hou dit in, bly kalm, moenie te veel sê nie. Nou ons is geleer om ons gevoelens te filter. Party emosies is aanvaarbaar en ander nie. Jy mag beleefd hartseer wees, maar moenie huil in die werksplek nie. Jy mag omgee, maar moenie te geheg raak nie. Jy mag ontsteld wees, maar moenie woede wys nie. Ons het geleer om te perform, om te wys wat gepas is, maar dikwels ten koste van ons innerlike waarheid en van ons innerlike gesondheid. Bronnie Ware se 3de insig is so diep menslik. Aan die einde van hul lewe wens mense dat hulle self meer emosioneel uitgespreek het. Hulle wens hulle het gesê, ek is bang, ek is lief vir jou, ek het pyn, ek het hulp nodig. Nou wanneer ons na Jesus kyk, hoef ons nie te ver te kyk om te sien dat Jesus nie sy emosies verdoesel het nie. In Johannes 11, toe sy vriend Lazarus gesterf het, lees ons die kortste vers in die Bybel. Jesus het gehuil. En hierdie woorde dra soveel gewig. Jesus het openlik gehuil. In Lukas 19 huil Jesus oor Jerusalem. In Markus 3 is hy woedend oor die hardheid van mense se harte. In Getsemane is hy doodsbang. Hy sweet bloed. Hy is nie koel, kalm en professioneel nie. Hy is werklik volledig emosioneel teenwoordig. Hy het nie sy emosies onderdruk nie. Hy het dit uitgespreek. Jesus het sy emosies gewys. En dit is een van die redes waarom mense hom uiteindelik vertrou het. Want hy was eg gewees. Hy was 'n regte mens gewees. Iemand met wie hy kon vereenselwig. Want hy het waarlik gevoel. En saam met hulle gevoel. Gabor Mate skryf in sy boek The Myth of Normal dat onderdrukte emosies nie net ons geestesgesondheid siek maak nie, maar ook ons liggame siek maak. Emosies is nie opsionele versierings van die lewe nie. Dis noodsaaklike inligting. En wanneer ons leer om dit te ignoreer, verloor ons kontak met onsself. Hy verduidelik dat kinders baie vroeg geleer word dat sekere gevoelens maak ander mense ongemaklik. So ons moet dit maar begin onderdruk, ons moet dit terughou. En daardie patroon trek ons deur tot in ons volwassenheid in. En uiteindelik weet ons nie meer wat ons voel nie. Ons weet nie eers meer hoe om emosies te identifiseer en uit te spreek nie. Of ons dink, ons is kalm, maar ons liggaam vertel uiteindelik vir ons 'n ander storie. Daai gevoel van dit wat in jou lyf gebeur, daai gevoel in jou maag, 'n stywe nek, en op allerlei maniere wat ons dit voel, die pyne wat in ons lywe kom wys. So trauma word gestoor in die liggaam. En emosies wat nie deurleef en uitgespreek word nie, word energie wat ergens moet gaan sit. En gewoonlik, natuurlik in die vorm van simptome. Die Gees help ons graag om ons emosies uit te spreek. 'n lied uit die 19de eeu beskryf die Gees as die vinger van die Vader se regterhand. Die belofte van die Vader en die Gees gee aan ons tonge, gee vir ons woorde om wat ons kan uitspreek. So die Gees werk sagkens in ons en binne ons en ons moet dit vertrou. Eksodus 8 vers 19 vertel vir ons van
hierdie sagte gees wat in ons werk, die vinger van God, en in Eksodus 31 vers 18, is dit die vinger van God wat die wette op die tablette neergeskryf het. Dit is die gees wat mense bevry het om te praat. Die disippels was bang en stil. En na Pinkster staan hulle op en spreek hulle en getuig hulle. En hulle doen dit nie perfek nie, hulle doen dit met hulle hele hart, met hierdie krag wat in hulle werk en met vryheid. Die Gees bring woorde waar ons stil was. Die Gees bring stem waar ons gesluk het en ons woorde teruggehou het. Die Gees bring waarheid waar ons geleer is om te glimlag en maak asof alles oukei is. So waar begin 'n mens om te leer om jou emosies eerlik te wys? Eerstens moet ons God vertrou met ons emosies en dat die Gees binne ons werk. Dan begin jy klein. Jy hoef nie jou hele hart oop te lê vir almal nie, maar kies een mens by wie jy veilig voel en deel ietsie eerliks. Sê net, ek het vandag nie lekker gevoel nie. En dan word bewus van jou liggaam. Waar voel jy jou emosies? Is daar drukking in jou bors? Is daar spanning in jou maag? Vra jouself af, wat veroorsaak daardie gevoel in jou lyf? En dan skryf dit neer. As jy nie woorde kan kry om hardop te sê nie, begin op papier. Skryf 'n brief aan iemand of aan jouself. Begin om 'n dagboek inskrywing te maak waar jy begin om neer te skryf, vandag voel ek. En gebruik emosies as leidrade, nie struikelblokke nie. In plaas van om te vra, hoekom voel ek so? Vra eerder, wat probeer hierdie gevoel vir my te sê? Brené Brown sê, you can't selectively numb emotion. As jy hartseer of woede onderdruk jy ook blydskap, liefde en dankbaarheid. En wanneer jy leer om alles te voel, begin jy om voluit te leef. Dan voel jy alles van die lewe. En weet jy wat? Jesus verstaan dit. Hy is die een wat kies om nie net saam ons te werk nie, maar binne ons te werk. God is nie oukei daarmee om net by ons te staan nie, maar om deur die Gees binne in ons te woon. God is nie net vir ons nie, God is met ons. God werk van binne ons na buitentoe deur ons. En wanneer jy die werk insit, wanneer jy jou emosies begin vertrou, begin jy jouself te vertrou. Die Gees is nie bang vir jou woede nie. Hy hou nie op werk in jou omdat jy hartseer is nie. Hy is nie geïntimideer deur jou paniek nie. Die Gees is jou trooster. En troosters kom nie net wanneer alles reg is nie. Hulle kom wanneer jy huil, sidder, bloos, verlang. Dis tyd om op te hou dink dat stilte en selfbeheersing die hoogste geestelike mylpaal is. Want dit is nie. Eerlikheid, deernis, teenwoordigheid om te voel, dit is heilig. Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Here Jesus, U was nie 'n robot nie. U het gevoel, gehuil, gelag, woedend geraak en U was steeds heilig en U het steeds in daardie oomblikke gevoel en was bereid om U liefde met almal te deel rondom U. Ek het geleer dat ek my gevoelens moet wegsteek om veilig te wees, maar ek wil nie meer in vrees lewe nie. Ek wil leer om te voel, te praat en lewendig te wees. Heilige Gees, leer my om weer kontak te maak met my hart. Laat ek U stem hoor deur my gevoelens, nie net deur ander se verwagtinge nie. Help my om sag te wees met myself, om ruimte te gee vir trane, vir woede en vir blydskap. En herinner my, ek is nie te veel nie. Ek is mens. Ek is genoeg. Ek is U sin. Amen.